Hallo almal, hierdie is leereenheid 2 en dit gaan oor vraag en aanbod. Ek wil dit in twee dele opdeel omdat dit nogals aan die lang kant kan raak. Maar kom ons spring in en ons begin en gesels oor hierdie konsepte. So vraag en aanbod is die fokus hierso en natuurlik waar vraag en aanbod ontmoet is daar 'n ewewigsprys en hoeveelheid. Maar eers wil ek praat oor die ekonomiese kringloop. Die kringloop is baie keer 'n makro-onderwerp waar ons fokus meestal nou op die mikro-ekonomie is. Miskien loop ek dinge 'n bietjie vooruit hier, maar die gedagte is dan nou om te sê, hoe word ekonomiese aktiwiteite georganiseer? En die oomblik as mens dit doen, dan sal mens sien dit werk via markte. En as jy van markte praat, dan kan jy maar praat oor vraag, aanbod, die ewewigsprys en hoeveelheid. So wat ons reeds van ekonomie af weet, is ons begin met mense en onbeperkte behoeftes en dit is werklik onbeperk. Ons almal het kos nodig en klere en skuiling, maar ons dink ook 'n strandhuis en 'n luukse voertuig sal nie sleg wees nie. In die vorige lesing het ons gepraat oor die feit dat behoeftes nie dieselfde is as vraag nie. So om iets te wil hê of om iets nodig te hê, is nie dieselfde as om te sê ek het 'n vraag daarna nie. Dit word eers 'n vraag wanneer jy geld kan byvoeg om te betaal. So meeste van hierdie goedere en dienste wat ons wil hê, is ekonomiese goedere. Dit is nie vrye goedere nie. En die gevolg is daar moet daarvoor betaal word. So ons kyk na individue of dan nou huishoudings se vraag na goedere en dienste. Dieselfde huishoudings en selfde individue is ook die eienaars van die produksiefaktore. Ons het aan die vorige lesing mooi gesê, hulle besit kapitaal, arbeid, natuurlike hulpbronne en hulle is die entrepreneurs. En dan word daardie produksiefaktore saam georganiseer onder die vaandel van ondernemings of firmas of besighede, hoe mense dit ook al wil noem, en daar word goedere en dienste dan nou geproduseer en dit is waar die aanbod van goedere en dienste vandaan kom. So as mens dit nou alles saamgooi, dan sit ons aan die linkerkant van hierdie kringloop met huishoudings. Daardie huishoudings besit die produksiefaktore, maar jy verbruik nie jou produksiefaktore nie. Jy kry nie jou maag vol of 'n dak oor jou kop deur die feit dat jy arbeid het of natuurlike hulpbronne het nie. Jy moet dit gaan aanbied op die mark vir produksiefaktore. En van daar af word daardie produksiefaktore dan nou georganiseer in die formaat van 'n onderneming en dit is waar die besluite geneem word oor die goedere wat geproduseer word en dan nou terugverkoop word aan die huishoudings op die mark vir goedere en dienste. So dit is 'n basiese kringloop met 'n vloei van produksiefaktore so van links af na regs toe, van die huishoudings na die ondernemings toe en 'n vloei van goedere van die ondernemings af terug na die huishoudings toe. Net so is dit daarom nou nie net 'n storie van produksiefaktore en goedere en dienste nie. Daar's ook betalings vir hierdie. So in ruil vir die produksiefaktore ontvang kapitaal rente, arbeid kry loon, die natuurlike hulpbron eienaars kry huur en die entrepreneurs kry wins. En daardie betalings kom natuurlik van die firmas af via die mark vir produksiefaktore. Daardie selfde geld word dan nou gebruik om te betaal vir goedere en dienste. So dit is jou salaris, dit is jou huur wat jy ontvang het, dit is jou wins wat jy ontvang het ensovoorts. En maar ons gooi die mark vir produksiefaktore nou alles hierso saam, maar mense kan dit ook verder gaan en onderskei tussen die arbeidsmark en die kapitaalmark ensovoorts. Maar dis nie belangrik vir nou nie. Vir die oomblik wil ons nou net sê markte speel 'n belangrike rol in ons ekonomie en dan nou in die kringloop en daarom wil ons graag meer weet van vraag en aanbod en ons gaan dit toepas dan binne die konteks van hierdie mark vir goedere en dienste. So om saam te vat, dit is dan nou die storie binne die kringloop word die groot vrae in die ekonomie beantwoord. So ons weet skaarsheid, keuse lei tot geleentheidskoste, maar dan is die ander vraag, wat word geproduseer? Hoe word geproduseer? En vir wie word geproduseer? En om dit alles te kan beantwoord binne die konteks van 'n ekonomiese stelsel, is dit belangrik om meer te weet van vraag en van aanbod. So stop daar vir die oomblik en dan neem ek afsonderlik 'n video op wat net gaan oor vraag en met enetjie oor aanbod en die ewewig daarbey. Hierdie is deel 2 van ons video oor vraag en aanbod.
En in die eerste deel het ek reeds beklemtoon dat daar is 'n verskil tussen 'n behoefte en 'n vraag. So as mens kyk na die omskrywing van vraag, dan gaan dit oor die hoeveelheid van 'n produk of 'n diens wat voornemende kopers kan bekostig en bereid is om te koop. So hulle wil dit graag hê en hulle kan geld daar agter sit. Nou, ons gaan nou verder gaan deur te onderskei tussen die individuele vraag en die markvraag en om te vra wat bepaal dan die vraag? Watter faktore is belangrik as determinante van die vraag? So die individuele vraag is eenvoudig. Dit is 'n enkele verbruiker se vraag na 'n spesifieke produk. Nou die tipiese handboek voorbeeld is Anne Smith se vraag na tomaties. En mens kan nou dink, wat bepaal hoeveel tomaties sy in 'n week sal wil koop? Ja, die belangrike determinant van die hoeveelheid gevra is die prys. So as die prys hoog is, dan koop mense minder van 'n produk en as die prys laer is, dan koop hulle meer van 'n produk. Dis min of meer ook wat ons sê in die wet van vraag. Wanneer dit gaan oor die vraagkromme as 'n geheel, ons gaan nou verder kyk na daardie onderskeid, is die prys van verwante produkte speel ook 'n rol. So in plaas van tomaties kan sy dalk iets anders in haar slaai sit en sê sy maak 'n slaai met ertjies en groenpepers. So die pryse van sulke substituie gaan ook 'n rol speel relatief tot die prys van tomaties. Komplimente ook, as mens 'n lekker slaai maak, tamatie en feta kaas gaan goed saam. So die gevolg is dan as die prys van feta kaas baie hoog styg, dan gaan die vraag na tomaties ook afneem en jy maak hulle saam in 'n mengelslaai. So daardie faktore speel 'n rol. Inkomste is natuurlik belangrik as 'n determinant van vraag. Smaak en voorkeur, nie almal hou van tomaties nie. En jy verkies dalk eerder 'n groen slaai. En dan die grootte van jou huishouding bepaal ook die vraag na tomaties of dan enige ander produk. So hierdie is 'n lekker meervoudige keusevraag tipies om net te sê watter is die determinante van die vraag of watter is nie 'n determinant van die vraag nie. Nou, die prys is hier die groot ene en wanneer ons praat van die rol wat prys hierso speel, sal julle sien dat dit ons onderskei tussen hoeveelheid gevra en vraag. Die vraag verwys na al die kombinasies van prys en hoeveelheid, maar prys bepaal 'n spesifieke hoeveelheid wat gevra word. En die verwantskap tussen die prys en die hoeveelheid gevra word dan nou bepaal deur die sogenaamde wet van vraag, wat sê dat as die prys hoog is die hoeveelheid gevra laag. As die prys laag is die hoeveelheid gevra hoog. Ceteris paribus, so alles anders bly dieselfde. Inkomste is onverander, die grootte van die huishouding is onverander, smake en voorkeure speel nie 'n rol nie. Al daardie is konstant. Dit gaan net oor die verwantskap tussen die prys en die hoeveelheid gevra. En ons stel dit voor met 'n sogenaamde vraagskedule. Dis 'n tabel met inligting oor pryse en hoeveelhede gevra en dit kan dan ook op 'n grafiek geteken word. So in hierdie voorstelling het ons dan nou 'n klompie punte wat langs hierdie vraagkromme lê en jy kan sien daar is verskillende pryse en verskillende hoeveelhede gevra en die verwantskap tussen daardie is dan nou wat ons sien as die wet van vraag. So teen 'n prys van R5 is die hoeveelheid gevra 2 eenhede. Daar sê ook net so in die grafiek, dit is daar by punt E op die vraagkromme en dan natuurlik soos wat die prys afkom, teen R4 word die hoeveelheid gevra 3, teen R3 word die hoeveelheid gevra 4 en sovoorts. En as mense al hierdie punte dan nou op 'n grafiek sou trek en hulle verbind, dan kry jy 'n vraagkromme. So die vraagkromme is al die moontlike kombinasies van prys en hoeveelheid gevra, ceteris paribus. Nou, as daardie die individuele vraag is die markvraag eenvoudig net 'n som van al die individue in die mark se vraag. So ons tel hulle horisontaal bymekaar en ons lei hierdie markvraagkromme af. Wanneer ons nou later praat oor vraag en aanbod meer in die breë, is dit maar tipies die markaanbod. Dis min dat ons net op die individu sou fokus, maar die beginsels is presies dieselfde. As ek vinnig net kan wys hoe lyk so 'n skedule dan nou vir meer verbruikers. Dan kan ons nou sien hier is die hoeveelheid gevra deur Anne, wat ons net gesien het, dis heel bekend, maar daar's dan nou ander verbruikers ook, Heide en Petro speel 'n rol, en daar's effens verskille. Dit kan mens nou toeskryf aan inkomste, smake en voorkeur, grootte van die huishouding ensovoorts.
So teen 'n prys van 1 sal Ann 6 tomaties eet, maar hy soek net 4 en Peter wil graag 5 hê. Teen 'n prys van 5 koop hy dan nog geen tomaties nie en Peter net 1. Die markvraag is eenvoudig 'n bymekaar tel van hierdie verskillende hoeveelhede gevra teen 'n spesifieke prys. Dit gee dan nou die totale hoeveelheid gevra teen 'n prys van R1, teen 'n prys van R4 en so voorts. Die markvraag kromme is dan ook net die horisontale som van die individuele vraagkrommes, so teen elke prys word daar die hoeveelhede bymekaar getel en geplot en dit gee vir ons 'n markvraagkromme aan hierdie kant. Nou, die belangrike begrippe om hier te onderskei is 'n beweging langs die kromme en 'n beweging van die markvraagkromme. Nou, die enigste rede hoekom daar 'n beweging langs die kromme kan wees, is 'n verandering in die prys. So as die prys styg of die prys daal, dan beweeg mens langs die bestaande vraagkromme en daar is 'n verandering in die hoeveelheid gevra. As enige ander van die determinante van vraag verander, dan skuif die hele vraagkromme. So dit is nou inkomste, smake, voorkeure, grootte van die huishouding, die pryse van substituie en komplimente. As daardie verander, dan skuif die vraagkromme as 'n geheel na links of na regs. So as die vraag sou toeneem, sê inkomste neem toe, mense koop nou meer tomaties teen elke prys, die hele vraagkromme skuif na regs. Of dan nou iets is nie meer in die mode nie, smake en voorkeur verander, niemand eet meer tomaties en hulle slaai nie, dan skuif die hele vraagkromme na links. So hier is tipiese verandering langs die vraagkromme, 'n verandering in die prys. Mens kan nou sê ons beweeg hierso van punt D na punt C toe. Daar is 'n vermindering in die prys en 'n toename in die hoeveelheid gevra en dit is 'n beweging langs die vraagkromme. Nou, wanneer dit kom by 'n verandering van die vraagkromme as geheel, 'n skuif van die kromme, sê wat laat die vraag dan nou verander? Daar is 'n klompie voorbeelde. Ons kan praat van die pryse van hierdie verwante produkte, so in die geval van substituie, soos botter en margarine. Baie mense sal nou sê, maar dit is nie twee goed wat jy met mekaar kan vervang nie. Jy smeer net botter op jou brood, maar kom ons sê nou maar, dit is moontlik om botter of margarine op jou brood te smeer, kan ons sê, gestel die prys van botter styg, wat gebeur met die vraag na margarine? Die vraag na margarine neem toe teen elke prys. Met ander woorde, die hele vraagkromme skuif na regs. En natuurlik dan nou die hoeveelheid botter gevra, dit neem af. Want dit is 'n beweging langs die kromme vir botter, maar dit is 'n skuif van die kromme vir margarine. Net so in die geval van komplemente, soos tennisballe en tennisrakette, sê nou maar tennisrakette word wat goedkoper, meer mense stel belang in die sport, meer mense begin speel, dan in die geval van die tennisrakette neem die hoeveelheid gevra toe, want die prys is laer. Maar in die geval van tennisballe word dan nou meer tennisballe gevra teen elke prys. Meer goedkoopballe, meer duurballe, daar is 'n toename in die vraag, die hele vraagkromme skuif na regs vir tennisballe. 'n verandering in die inkomste van verbruikers speel ook natuurlik 'n rol. So as die inkomste van verbruikers styg, wat gebeur met die vraag? Nou, jy gaan nou lag, want hier is nou 'n stokou voorbeeld in hierdie PowerPoint. Die vraag na DVD-spelers. Ek dink meeste van die leerlinge wat voor julle in die klas het geen idee wat se ding is 'n DVD-speler nie. Maar kom ons veronderstel nou maar dat inkomste neem toe, dan beteken dit die vraag as geheel skuif na regs. Daar word nou meer van hierdie produk gevra teen elke prys. Die duur, hoë kwaliteit goedkoop DVD-spelers, hulle verkoop meer van, maar die goedkoopes word daar ook meer van verkoop. Dit is net die geval as dit wel 'n normale produk is. Daar is goedere wat 'n sogenaamde minderwaardige produk is. Met ander woorde, as jou inkomste toeneem, dan koop jy minder daarvan. En dit is byvoorbeeld nou blikkies baked beans. Almal geniet 'n baked bean dalk saam met 'n groot ontbyt, maar as jou inkomste bepaal toeneem, dan eet jy nie meer baked beans nie. Jy vervang daardie baked beans met iets anders en lekkerder. Dieselfde
Daar is nou 'n klompie voorbeelde van sulke produkte. Een laag toiletpapier. Ek sal nog een wees. As jy jou inkomste toeneem, koop jy nie meer daarvan nie. Jy gradeer op na 2 laag toe. So dit sou tipies bekend staan as 'n minderwaardige produk, waar 'n toename in die inkomste lei tot 'n afname in die vraag. 'n Normale produk, as jou inkomste meer is, dan koop jy meer van daardie produk. Smake en voorkeure het natuurlik 'n rol. So byvoorbeeld, dink ek, word die totale vraagkromme dan nou beïnvloed as iets heel uit die mode gaan. So sê nou maar daar's nou hierdie advertensies wat sê bier lei tot gewigsverlies, dan word daar meer bier gevra teen elke prys. Goedkoop bier tot kraafbier, alles gaan nou baie meer van verkoop langs hierdie vraagkromme wat na regs skuif. So dan natuurlik, as die bevolking heel wat groter is of heel wat kleiner is, dan skuif die vraagkromme na regs of na links. En ander faktore wat 'n rol kan speel is natuurlik verwagte toekomstige pryse. As mens dink dat pryse gaan in die toekoms skerp styg, dan kan dit die hele vraagkromme nou na regs laat skuif. Ons het so iets daarvan gesien nou in die VSA se ekonomie. Die invoerders daar het besef dat president Trump se tariewe gaan hulle swaar tref en hulle toe vooruit was daar 'n toename in die vraag na 'n klomp produkte waarvan hulle baie ingevoer het voordat die tariewe ingeskop het. Dit is nou tipies so 'n voorbeeld. En natuurlik is daar 'n verandering is in die verdeling van inkomste. Soos ons begin nou ryk mense baie belas met 'n welvaartsbelasting. Hulle hele vraagkromme skuif na links, maar ons gee al daardie geld as toelaag vir arme mense, hulle hele vraagkromme skuif na regs. So verandering in die verdeling kan ook natuurlik die vraag as geheel beïnvloed. Nou kom ons volstaan eers daar. Ek praat oor aanbod in die volgende video.